Jesus, dat ons net voor U kom staan vanoggend, Vader, en sing U regeer vanoggend, Vader. U is die koning van ons harte vanoggend, Vader. U regeer boor alles, Vader. Kom regeer in ons harte vanoggend, Vader. Kom regeer in alles wat ons doen vandag, Here. Lord, as we just come to You this morning, Lord, we just want to say, Lord, here we are. Speak to us this morning, Lord. Father, I just pray that we'll open our spiritual ears and hearts this morning, Lord, and just hear Your word this morning, Lord, because there's a message for us this morning, Lord. And Father, I pray as we walk through these doors every Sunday, Father, that we will come with an open mind and an open heart, Lord, to come and have an encounter with You Sunday after Sunday, Lord. Holy Spirit, You're so welcome this morning. Thank You, Father, for this wonderful rain, Lord. And Father, as we see this beautiful roses all over Vicksburg, Lord, I pray that we as Christians will stand up the same way, Lord. That You will pour out Your spiritual rain upon us as well, Lord. In the name of Jesus, I thank You, Father. I just thank You so much, Lord. Father, I want to take the opportunity as well as while we as a congregation pray together, Lord, still to pray for Mswani, Lord. That's still not well, Lord. We put him before Your throne of grace this morning, Lord. Yes. And Father, I just pray that You'll heal him now, Lord, that he will feel better, Lord. That his spiritual mind, Father, the doubt in his head will go away now, Lord, and that You'll just build him up again, Lord, for the man that You've called him, Lord. And I thank You, Father, for his life as well, and everybody else that's sick in our congregation, Lord. I thank You, Father, for that, Lord. Father, we want to give You the honor and the praise, Lord, for Spikes as well, Lord, that the operation went well, Lord, and that he can be with us this morning, Lord. And Father, thank You for everything that You've done have done for us and still going to do. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Dankie aan julle. Ek het op stadium gedink ek my mic aansit om Janie te help. Toe weet ek mevrou gaan op my toon trap om ons op die deur. Want Janie het gesê ons moet saam met hom sit, maar ekskuus Janie, dit moeilik. Dankie julle toe. Terwyl ons dan vir Ivan wag en dit het ons afgesit. Voor ek in die woord kom vanoggend, is dit ook, dis joyful om die woord te kom deel vanoggend, maar partykeer sê ons moet ons tot sien sê vir mense in ons lewens en tot sien sê vir mense wat baie beteken het in die gemeente en baie vir ons as mense beteken, altyd vir ons gebid het en soos baie van julle weet, 2 van ons gemeentelede gaan trek. Teresa trek nog Laan toe, trek na Donovan toe en hulle het 'n toekoms in Naarbou en Tannie Deleen trek op Donderdag. So ek wil graag julle toe met die voorkom van dit. Ons wil graag vir julle toe. Mevrou sal hier met ons staan. Ja, ek wil net aan die lees op vra om hier saam met ons te kom staan en vir Tannie Deleen ook saam te kom bid en Tannie ken hulle ook nou meer as donkie jare. So kom ons rek sommer hulle Tannie Deleen trek Pretoria wat is reg net. Ja. Sy gaan nader aan kinders wees en ons wil net vir julle dankie vir wat julle vir ons as 'n gemeente beteken. Dankie dat julle altyd bereidwillig was. Teresa, dankie dat as jy op jou knoppie gedruk het gesop, was jy die eerste om te sê ja, ek sal op God maak. Maak nie saak hoe jy dit gemaak het. Dankie vir al jou koffiepeerte in die son. Dankie net vir wie jy was. Altyd vol glimlagte. Maar mense weet ook agter die skerms gebeur. Maar dankie vir wie jy as 'n mens ook is. En ons bid regtig geseën oor jou. En Tannie, ons gaan Tannie baie mis. Ons het baie lief geword vir Tannie die laaste ruk. Dankie vir Tannie se input en dankie vir Tannie se sterk pilaarskap in hierdie gemeenskap. En dankie dat Tannie ook altyd vol smiles was. Al gaan dit partykeer swaar met Tannie. So kom ons rek sommer strek ons hande uit na hulle en dan bid ons vir hulle. So Vader, ek dank U vir die 2 wonderlike dames, Vader, wat U geroep het by hulle naam, Vader, en soos Jeremia 29:11 sê, U het 'n plan met hulle lewens gehad, Here. Dankie vir seisoen in Vicksburg, Here, en dankie vir 'n nuwe seisoen wat opkom op hulle lewens, Here. En ons as 'n gemeente wil hulle stuur met 'n seëning vandag, Vader, met goedheid en guns. En ons sê, Vader, daar waar hulle gaan, dat hulle impak daarop sal maak, Here. En dankie, Vader, net vir hulle wie hulle is en hou hulle sterk en hulle arms op, Vader. In die almagtige naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Dankie, ons seën julle, ons bless julle. Ons sal in Sesotho sê, vir my al die God so. Gaan ons vir julle. Dankie. Ons gee hulle sommer aan. Dat is hetzelfde dag om tot ziens te sê, maar tot mekaar wees.
Want ons weet aan die gelede dat die dag baie ons moet kuier, die huis is altyd op julle. Die Here is rond groot, jy kan altyd saam kuier. So, my woord vir vanoggend graag met julle deel is, wat is die koninkryk van God? 'n Hele ruk terug, ons eendag hier by die kerk en 'n boetie kom sê vir hallo en hy ons begin gesels en ons gesels oor al die goue ons in Ficksburg. En hy vra vir my die vraag is, hoe lank gaan ons nog wag vir iemand om op te staan in Ficksburg? En hierdie vraag begin in my hart borrel en hy begin vra en hy vra my die vraag is, wat is die koninkryk van God? Want dit is nou al die begin van die jaar en hierdie vraag het in my hart om vasslaat, wat is die koninkryk van God? En so gaan ons maar aan en ek's besig en ek amper vergeet al van die vraag, maar ek weet op die regte tyd gaan die Here dit weer in my hart kom wakker maak. En net so voor al ons groot storms kom, raak ons twee honde sien, twee pappies wat ons gesit het. So ek en Giselle het storms gefees, maar ons weet die Here wat het ons deur dit gedra vir 'n rede. En met dit dat ek op en af klop laan toe ry, luister ek lekker worship en ek begin met die Here gesels. Ek sê Here, my skouers is so groot. Ek voel op die regtig veel ek voel so Superman, ek sit 'n man. My skouers kan nie meer nie. En die volgende liedjie wat opkom is the Lord's Prayer. Maar die disippels na Jesus toe gaan en hy sê vir die disippels sê vir Jesus, maar hoe moet ons bid? Jy sê ons bid, maar hoe bid ons? Ons weet nie hoe om te bid nie. En ek wil graag vir julle lees uit Matteus. Hy gaan nou nie die skrif op die bord wees nie. Matteus 6 vers 9 sê, this is the way you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. En ek luister hierdie liedjie en ek luister hom weer en Heilige Gees begin my praat en dan volgende met myself kry, so stadig gery en ek het nie tissue in die kar nie. En ek begin voor die Here huil en sê Here, maar wat is die koninkryk? Ek sing hierdie liedjie, let your kingdom come, let your will be done, maar wat sing ek? Wat beteken dit as ek sê let your will be done, Lord? Wat is dit? Wat bedoel ek as ek sê laat die koninkryk kom aarde toe? En die Here begin met my regtig hierdie woord in my hart so worstel. En daar's nog een skrif wat ek graag met julle wil deel. Ek amper nie seker of dit die woord is nie. Ek dink amper in Lukas 17 se kop nie. En ek wil begin met hierdie tweede vers wat sê, now, when he was asked by the Pharisees, when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation, nor will they say, see here or see there, for indeed the kingdom of God is within you. So, die koninkryk van God is hier by my. En ek gaan julle sien my illustrasies is reg hierso. En vanoggend op kerk toe kom en ek begin ons is besig en ons hardloop rond en goeders en ek sê Here, maar ek het die illustrasie vergeet. Wat doen ons vanoggend? En die Here begin kry goed en die Heilige Gees lei my na klomp goed toe. En ek besef eintlik hoe amazing is die Here, want nou besef ek so mooi soos julle dames moet dan ek sal vir Angie môre nog wat op die poort. Hierdie glasvaas wat mooi is verteenwoordig my eintlik. Want dis die buitekant. Want die grond is Jesus se fondasie of die fondasie wat jy jouself opbou. So die woord in Lukas sê, maar die koninkryk van God is binne in my. It's within me. So nou wonder ek met myself, okay, as God hier binne is, wat nou? Wat is in my hart? En as ons verder kyk, sê wat ek dan maar daar ons opset as hy kan werk. Nog ons kyk as ek die tegnologie is oulik. Ek het kom ons nou sê. Ek kyk op die job. So, Matteus 16 sê, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. So what is the kingdom is God rules, not a democracy, no opinion, but divine authority. God reigns, His power and presence ruling in our lives. God's reality, heaven stands operating in our daily walk. So God kom en hy gee sy autoriteit vir ons, hy rule. So wat beteken die woord koninkryk? A kingdom, ek het nou, the word kingdom means king's domain. It's whenever God rules, His authority and will be done. So as ons kyk,
Kom ons gebruik vir hom Willie as 'n voorbeeld wat baie lank van ons in die bediening was en hy was 'n mentor vir baie mense en nou is oom Willie het sy autoriteit op 'n stadium kon hy uitgeleef het en vir my en TS en die jong leiers gesê het, julle moet nou so maak en julle moet nou so maak, want hy het geweet hoe sy autoriteit in Christus is. Dat het nie oor om Willie as 'n persoon gegaan nie, maar hy het geweet wie hy in Christus is. En dis dieselfde met God. Hy sê vir ons vandag, Tannie Lenet, jy is deel van my koninkryk, maar jy moet 'n verskil gaan maak. Ek stuur jou. Daarom ek stuur jou. En hy kom met 'n mooi manier en 'n sagte hart. Hy kom nie soos vir die politiekuste kom, ek weet nie 'n party se naam sien as dit kan moeilik het. Maar hy kom nie soos die politiekuste partykeer of soos die Rome gekom het met geweld en sê, hoorie, maar jy moet dit doen, as jy nie gaan doen nie, gaan jy 'n sambok kry. Hy weet nie oppas, hy sambok is baie hard. Hy maak seën. Maar dis nie God is nie. En hy wil graag in jou lewe. En dit volg so mooi op van die DNA preek van laasweek, want as jy God se DNA het, gaan die koninkryk outomaties in jou lewe. Is dit nie so nie? Romeine 14 sê vers 7. For the kingdom of God is not a matter of eating or drinking, but righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Dis 'n mooi skrif die net. Dit gaan nie net oor lekker party hou nie, maar dit gaan van het jy God se geregtigheid in jou lewe? Het jy God se vrede in jou lewe? Het jy the peace in the Holy Spirit? En dit was so amazing soos ek laasweek gedeel het, ek kan nie nou gesê nie, want soos ek nou self so met al pa gebid het en goeders, toe kon ons die vrede van die Here ervaar in ons lewens, want ons het geweet sy lewe is reg. Al was hartseer om totsiens te sê, maar daai vrede van die Here het oor ons gekom en dit is baie moeilik om dit te verduidelik. Dit is regtig moeilik om te sê ek het nie vir jou woorde beskryf die vrede wat ek gekry het van my skoonpa nie. En dis wat die Here doen. En daai geregtigheid, soos ek laasweek vir julle gesê, die wat gemis het is 'n ding wat skoonpa opgetel het is your way of living is an example of a Christian. Dis koninkryk. Dis wat die koninkryk beteken. Ek is die koninkryk van Christus. So waar begin die koninkryk? When the kingdom of God is in you, you bring peace where there is chaos. You bring the light where there is darkness. You bring heaven's influence into an earthly place, your home, work, your relationship. En hierdie is baie crucial. As iets is wat jy kan huis toe vat vandag, vat hierdie punte weg saam met jou vandag. Want as jy deel van God se koninkryk is, as jy God se kind is, dan gaan jy outomaties daar waar jy is, as dit alles om jou chaos lyk, gaan jy die vrede van Jesus inbring. Dit gaan nie oor jou as 'n mens nie, maar dit gaan oor God. Hy kry die eer op die einde van die dag. Maar dis wat jy doen. Jy bring nie vreugde outomaties. Jy is die lig in die donkerte. En ek dink ons mis die punt baie. Baie keer dan kom ons as ons vriende en familie, dan sit ons eerder ons lig af, want ek is bang wat gaan hulle sê. Ek is nou 'n Christen. Hulle gaan my kruisify. Kom ek sit julle die liggie af. Maar nou as ek uit is, dan sit ek weer my liggie aan. En dis wat God wil hê. Hy wil hê jou lig moet brand, dat mense Jesus in jou kan sien. Hy wil hê jy moet 'n verskil maak. Hy wil hê jy moet 'n invloed hê. Wie beïnvloed jy op die oomblik? Wie beïnvloed ons op die oomblik? Want as jy iemand gaan beïnvloed met 'n goeie manier, dan gaan hy, soos hulle sê, ons altyd langer tyd met jou vrou spandeer, naderhand word jy soos sy. En sy word soos jy. Dis my vrou so vriendelik is deesdae, ek speel so mooi. Ek is so dun ys. Maar wat ek wil sê is, as jy lank saam met iemand is, dan gaan jy naderhand word jy soos daai persoon. So as jy meer tyd met Christus gaan spandeer, gaan jy naderhand Christus se hartklop kry. Jy gaan naderhand lief hê soos Jesus sy gemeente liefgehad het. Jy gaan naderhand omgee vir Christus se mense soos hy omgegee het. Soos ek daai storie gedeel het laasweek van daai pastoor wat die kerk oorgevat het, wat so 'n boemelaar gelyk het, oor die kerk ingekom het en die gemeente kan weggejaag. Want hy het gelyk soos 'n boemelaar. Maar as jy deel van God se DNA en sy koninkryk in jou gehad het, het jy vir daai ou gesê, hoor, kom ek en jy gaan gou vinnig ergens na kyk. Ek wil vlug 'n klere koop. Want dis wat God wil hê. Hy wil hê jy moet daai mense so beïnvloed dat hy van sy wêreldse maniere kan wegdraai na Christus toe. Wees die lig in ons lewens. By jou werk, by jou huis, in jou verhoudings met mense. En partykeer is dit moeilik want soos ek nou gesê het, ons kom in omstandighede. Ons gaan lekker rugby kyk vandag en dan hoe beïnvloed jy mense? Hoe's jou gedrag terwyl jy die Springbokke in Italië kyk? En hulle kry weer die 7 minute rooi kaart. Hoe lyk jou gemoed op daardie oomblik? Matteus 13, hier kom Jesus en
Ek wil graag hierdie paar parables met julle deel wat Jesus gedeel het. Ons almal ken die parable van die mosterdsaad wat hy sê, he told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in this field. Though it's the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of a garden plant, and it becomes a tree so that birds can come and quench in its branches. Ons het al baie die preke gehoor van die mosterdsaadjie. Om wil dit ook al kom preek en het ons daai mosterdsaadjie eendag gewys en ek wil dit nooit vergeet. Ek het echt geweet, daai dag is my hart aangeklop vir geloof, soos daai klein mosterdsaadjie. Maar nou kom die woord en ek lees dit verder en ek gaan bestudeer die woord en hy sê vir my, maar as die boom geplant is, gaan hy die grootste boom wees in jou tuin. Van jou tuinboom is een van die grootste bome. Daai klein saadjie. Begin by die klein dingetjies. Gaan spandeer tyd met God. Gaan bemoedig iemand. Gaan net daar by Shoprite of Checkers of waar ook en sê, weet jy wat, Boetas is op, God het jou lief. Omteens, ek het gewoon bid vandag. Begin met daai klein dingetjies. Want sodra jy dit gaan begin doen, gaan jy nader aan die boom wees, waar die voeltjies kan kom sit en sê, vertel my meer van God. Want dan gaan dit nie meer oor Rian of oor Arrie, of oor Tannie Lies of oor Lozel nie, maar dit gaan dan oor Christus. Want hy is die fondasie. So dan het hulle gesê, die fondasie, Jesus is die fondasie, maar as ek gaan onkruid, gaan vat, en ek gaan onkruid plant, gaan dan net onkruid groei. As ek hierdie riete vat wat stikkend is, en ek plant hulle, dis al wat ek gaan kry. Want dis wat my hart vol is van. As jy verstaan wat ek sê. So wat sê God? Hy wil hê ons daai mosterdsaad vat en gaan plant, sodat ons 'n boom kan wees vir hom. Wie beïnvloed julle? Waar beïnvloed jy? He told them still another parable. The kingdom of heaven is yet like yeast of a woman took and mixed it into a bowl 6 pounds of flour until all worked through the dough. So ja, hierdie was ook nog ons baie fenomenaal. Ek weet in Keiland is daar baie van bak en brou en dit beteken nou dan hou van braaibroodjie, daai broodjie maak nie oentjie goed, maar jy moet daai deeg eers lekker meng. Maar dit help nie, ek gaan net bietjie water bygooi en 'n bietjie yeast en net 'n bietjie deeg en te veel deeg ingooi nie, want dan gaan daar niks gebeur nie. Want my mengsel is nie reg in daai mix van my nie. En dis wat Jesus kom sê vandag is ons moet ons mix reg kry van die gawes van Jesus, die vrugte van die Gees. Want as jy die vrugte van die Gees in jou bol gaan sit, wat gaan oorloop? Die koninkryk van Jesus Christus. Jy gaan nader aan koninkryk wil leef. Dit gaan vir jou so lekker wees, jy gaan voel of jy daai beste broodjie en daai ootjies na uitkom, dan wil almal van dit hê. Soos Arie se broodjie, Arie kan baie goeie goed doen, maar daai broodjies wat hy bak, daai chili sous en lekker goeders vir hom, is verskriklik lekker. Want dit gee 'n lekker smaak af. En dis wat Jesus wil hê. Ons moet daai broodjie, daai dou moet fenomenaal lekker wees. Kolossense 1:13. He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of his son's life. Soos ons nou sien, wat sê, hierdie kom so mooi in na Johannes 3:16 toe, want as hierdie ek was en ek het net onkruid geplant en ek sê, Jesus, vergewe my sondes. Ek was verkeerd geweest. Ek het A, B, C gedoen, ek bely my sondes soos die woord en ek laat staan dit. Wat doen Jesus? Hy kom en hy trek al die onkruid uit jou lewe uit. Hy begin jou help en hy bid saam met jou. En hy sê, kom ons vat die journey saam. En dan sê hy, kom ons begin 'n mooi blommetjies plant. 'n Vetplant is eintlik fenomenaal. As jy hom geplant het, oor 2 weke is daar baie vetplante. En hulle groei vinnig, want hoekom? Hulle is bymekaar. So as ons hierdie vetplante nou indruk en ons sien, Jesus sê, ek wil meer van jou wees, en dit word net mooier en mooier, en jy sal nie meer spaas nie, dankie John, jy het genoeg gebring. Dan loop ek nader aan vol van Jesus oor, want my fondasie is reg in Jesus. Want sodra jou fondasie reg is, groei jy en jy groei, en soos hierdie vetplante het nou klein ekstra stiggies wat bygroei, en hoe meer water jy gaan bygooi, hoe meer die woord van God jy gaan insit, hoe meer gaan jy kry. Want as ek die fondasie van Jesus in die middel van hierdie ding gaan sit, dink hoe amazing gaan dit wees. Dink hoe amazing gaan God kan eer kry in Fiksburg. Want ek gaan koninkryk leef. Ek gaan 'n verskil maak in mense se lewens. Hoe werk die koninkryk? The kingdom of God doesn't operate like the world system. The world says, be first, be proud, get ahead. Jong man, partykeer dan sal die wêreldstelsel sê, Smitty, kom ek en jy gaan braai 'n bietjie man. En dan daar by die braai lekker wors en sê vir jou, hoor hier is 1 bier vir jou. Hierdie bier gaan ek sien jou doen nie man. Jy's alright. En dan val hy in daai invloed van die wêreld af.
En ek sê altyd, ek trek altyd my se been, ek sê altyd, een bier kan jy dalk, jy weet nooit, 'n verslaafde alkoholist maak. Maar dis die invloed wat sy op daai oomblik in haar lewens gekry het. Maar wat sê, en dan sal hulle sê, "O Stefan, weet jy wat, jy's cool, jy moet op die pedalstoel gesit word, jy doen so goed uit." Maar dis wat die wêreld sê, hulle wil vir Stefan op die pedalstoel sit en hy's cool. Hy doen alles reg. En hy gaan vir hom sê, "Stefan, weet jy wat, jy moet brag oor wat jy gedoen het. Jy moet nou brag en vir ouens sê, "Hoor, ek doen so goed by die jeug en ek doen dit en ek doen dit." Want dis wat die wêreld wil hoor. Maar wat sê Jesus? "The first shall be last and the last shall be first. The greatest is the servant, the poor in spirit are blessed. The kingdom of that's kingdom living, humility, love and faith." So Mattheus 20:16 sê, "So the last will be first and the first shall be last." Dis eintlik 'n fenominale skrif wat ek wil hê, en ek sê dit baie vir julle, as ek die dag moet doodgaan, moet mense nie my naam onthou nie. Maar hulle moet aan Jesus se naam onthou. As ek hier uitloop en ek klaar gepreek, moet hulle nie sê Jacques het gepreek nie, maar Jesus het vir my gepreek vanoggend. Want dit gaan nie oor my nie. En dis wat Jesus wil hê. Hy wil hê die mens, hy wil ons so lief vir hom wees, die koninkryk wees, dat nie oor jou gaan nie. Want baie van ons wil die eer hê daarvoor. Jesus, ek het so awesome preek gegee. Jesus, ek het lekker drome gespeel vandag. Janie, die worship so mooi gelei vandag. Maar dan gaan dit oor hom. Dit gaan nie meer oor Jesus nie. So ek is nie die vinnigste atleet op die veld, maar ek wil graag laaste wees. Ek weet nie van jou nie. The greatest among them will be servants. Matteus 23:11. Dien jy? Waar dien jy? Hoe dien jy? As jy daai stukkie Matteus 6 net gelees van vers 1 af, dan sê dit, moenie dat jou regterhand weet wat jou linkerhand gedoen het nie. Maar dit gaan nie oor hoe ek sê, die mense moet sien, ek dra elke week koffiekoppies uit, en ek sit die koffie reg, en ek dien die melk, maar dis nie waaroor dit gaan nie. As iemand jou op jou knoppie druk, of sê, hoor jy, baie van die dames doen dit eintlik baie awesome, as ons op die Eva groepie sit, waar jy kan ons broodjies kry, dan spring hulle almal. Dan sê jy, ons wil broodjies maak. En dis 'n manier van dien, want dit gaan nie oor wat jy kan, hoe jy dit doen, dit gaan oor jou hart. Want ek bless die plek, ek bless iemand met dit. En dis ons dien so. Of op 'n Sondagoggend, ek sien baie van julle kom in, en dan help hulle met die klein goedjies by die kerk regkry, of soos funksies en goeders. We need to become servants. Jesus het gekom om te dien, nie om bedien te word nie. Of gedien te word nie. Hy het nie gekom op 'n pedestal te sit en sê, "Ja, ek weet ek is die koning van God. Ek weet ek is sy seun, maar ek wil julle kom dien. Ek wil julle 'n dienaar wees." En dis wat ons moet daai dienaars harte kry. As sodra jy 'n dienaars hart kry, kan jy die koninkryk uitstraal. Blessed are the poor in spirit, for these are the kingdom of God, kingdom of heaven. So dit gaan nie fisies dat jy geestelik arm is nie, maar dit gaan oor jy nederig is, because I'm humble. So ek loop met die Bybel, soos al altyd gesê het, baie van die jong ou mense sê, hy loop alweer met die Bybel onder die arm. Hy Bybel vers die ouens. Want dan wil ek wys vir almal, ek ken die woord van God. Ek wil wys hoe slim is hy. Maar eintlik sê die woord, as jy die woord ken en jy leef hom net, dan is jy eintlik ryk in die gees. En dit is waaroor die koninkryk gaan. Kingdom values. Faith, live by faith, not by sight. Obedience, God's rules is seen when we follow His words. Servants, the King serves through His people. Righteousness, we represent His holiness on earth. So ons verteenwoordig eintlik God op aarde. Want die dag as jy jou lewe neergelê het, baie van ons het die woord die gebed al gesê, Here kom leef binne in my. Ons lê my lewe leer, so my lewe is ook, vat oor my lewe. So nou sê jy eintlik vir God, hy is die koning van jou hart, né? Reg. So wat gebeur nou? Nou gaan die koning deur jou sy werke doen. Soos ons nou gesê het, as ons wil die voorbeeld gebruik het, hoe hy met sy autoriteit mense kon gehelp groei het. En dis dieselfde wat God doen. Hy sê, ek gaan jou nou gebruik, want jy's nou myne, jy hoort nou my. En dan sê hy, maar jy moet nou weet, jy verteenwoordig my op aarde. Soos Arie wat vir BMG werk in Bethlehem, hy is vandag in Ficksburg, maar hy verteenwoordig nog steeds sy maatskappy, alhoewel hy in Ficksburg is. En dis dieselfde met Jesus Christus. Maak nie saak waar jy in die wêreld is nie, jy verteenwoordig nog hom steeds. En dis iets wat ons moet onthou, want as jy buite die dorp gaan, waar ook al jy is, jy verteenwoordig Jesus Christus.
Jy sê, you are his ambassador, ons gaan nou daarby uitkom, maar laat hom weer vooruit. So hoe leef ons as koninkryk burgers? You represent heaven on earth. You carry the name of the King, Jesus. You carry the Spirit of the King, the Holy Spirit. You carry the message of the King, the gospel. Yes. Sjoe, ek hoop hierdie staan in die harte vas vandag. Ek hoop regtig so, want jy verteenwoordig Jesus, jy dra sy naam, jy het die Heilige Gees by jou, you carry the Spirit of Jesus with you, you carry the message of the gospel. Ons het hierdie woord, ons het die woord van Christus. Kom ons gaan maak 'n verskil in iemand se lewens. Kom ons gaan leef die gospel, want die koninkryk is binne in jou. Jy is die koninkryk. Die Springbokke kan nie gaan vir die Springbokke rugby speel as hulle met Nieu-Seelandse rugbytreye speel nie. Want dan verteenwoordig hulle nie meer Suid-Afrika nie. Maar dan verteenwoordig hulle die All Blacks. En dis dieselfde met ons. Dit help nie ons wil Jesus se treye aantrek, maar ons wil eintlik die All Blacks se rugbytreye aanhê. Ons wil eintlik 'n rugbytreye vir die wêreld aanhê. Dit help nie. Maar sodra ek my Jesus treye aantrek, dan kan ek vir Jesus gaan fight. Sonder om dit lelik te doen, sonder net om dit te leef en dat die gospel regtig uitborrel. 2 Korintiërs 5:20. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making these appeals through us. So as mense na jou kyk vandag, wat sien hulle? Want die woord sê, nie Jacques nie, die Bybel sê in 2 Korintiërs 5:20, jy is God se ambassadeur. En as though God was making his appeal through us. Het jy kom staan gegee vanaf hierso? Jy is die jongste in die kerk. Ek wil net ook nie vanaf hoe jy so staan. So as ons nou vir AJ sien, dan kan ons vir AJ sien. Hy staan hier voor jou en jy kan hom sien, jy kan sien hy lyk netjies mooi vandag, sy hemp is mooi, hy se hare mooi gekam, en sy krag regmaak. Awesome. Sy look is goed. Hy lyk goed hier waar hy staan vandag. En dis wat God sê, hy verteenwoordig vandag, hy is ambassadeur van Jesus vandag. So as die mense na AJ gaan sien, wie gaan hulle sien? Gaan hulle vir AJ sien met mooi netjies se kort hare of gaan hulle Jesus binne hom sien? Ons moet nog steeds netjies wees, ons appeal moet nog steeds netjies wees, want hoe lyk 'n koning? Hy is altyd netjies aangetrek, hy lyk goed. Sy buitebeeld is goed. En dalk ek kom met mekaar aan 'n kerk toe die dag en hulle vir my sê, hoor die pastoor het gaan aan. Maar ons moet nog steeds netjies lyk. En dis wat God sê, lyk goed aan die buitekant, lyk netjies, skoene skoon, soos AJ mooi nog nie, maar dit is AJ. So lyk netjies nog steeds, want jy verteenwoordig my. En hierdie skrif het regtig van my 'n revelation in my lewe begin word om te sê, hoor jy of ek my shorts en plakkies dra, wat ek baie verlief is en 'n kort hemp, hoe lyk ek? Sal God trots wees op my, sal my sien vandag. En sal hy nog steeds as mense na my kan kyk, Jesus sien in my. Daarom is nou nie gaan make-up, ek betrek dit met myself. Ek sê, was dit nie make-up nodig nie, want sy is mooi genoeg net soos sy is. En sy sê, maar ek moet net so 'n bietjie make-up opsit. En sy sê, jy. Ja. The kingdom of God isn't far away. It's not waiting for one day in heaven. It's already at work inside you right now. Let God rule in your hearts, and His power will rule through your life. When the King reigns in your heart, His kingdom will be seen in your world. En die skrif het my pa aan my gedeel het ek 'n jong man was, en ek het dit al 'n paar keer gesê, was Matteus 6:33. First seek the kingdom of God and His righteousness, and all the rest will be added to you. Nou dink ek myself, maar wat is die koning? Nou vra ek myself weer die vraag, wat is die koninkryk? Wat se skatte maak ek vir my in die hemel bymekaar? En die laaste 2 weke het ek regtig besef wat is dit om 'n skat in die hemel bymekaar te maak. So ek wil ook bemoedig om te sê, soek eers die koninkryk in jou lewe vir Jesus. Laat hy die koning van jou hart word vandag. As ek open heart surgery op sy brand moet doen, wat gaan ek sien? As ek sy hart gaan oopsny vandag, wat gaan in sy hart wees? Wat gaan uitborrel? Dis dieselfde met my, dieselfde met Driekus, Nicolai, almal van ons.
Wat gaan in jou hart aan vandag? Want as God gaan oorvat, dan gaan die wêreldse dinge nie meer vir jou saak maak nie. Dan gaan geld en mammon nie vir jou saak maak nie, want al wat jy gaan saak maak is siele. Dit gaan vir jou wees om Jesus uit te leef en vir jou skatte in die hemel bymekaar te kan maak. Ek is op 'n missie. Ek gaan vir my skatte in die hemel bymekaar maak. Want ek wil hê as ek eendag by Jesus moet kom, moet hy vir my kan sê, "Well done, good and faithful servant. Ivan, you done what I've told you to do." Dis wat God van ons wil hê. Hy wil nie, ek wil dit met groot respek sê, ek het al van 'n babietjie, 3 dae oue babietjie begrawe, tot my skoonpa van 72 jaar, en ek het nie een keer saam met hulle skatte van die aarde gestuur nie. Nie een keer nie. Maar wat het in hulle lewens gebeur? My pa begrawe, ek kon hom nie eers met sy Bybel stuur nie, want dit bly agter. Die aardse goeders bly agter julle. Wat se skatte maak in die hemel bymekaar? God wil hê ons moet koninkryk leef. En daai skrif in die begin sê dit, die koninkryk van God is binne in jou. Hy is binne in jou. Hoe lyk jou koninkryk? Hoe lyk jou koninkryk? Kom ons sit sommer dan, maak ons dit ons oor toe so. Vra net vir Jesus, hy moet met jou, vra vir God, hy moet jou hart kom ondersoek vanoggend. Vra vir God, hy moet jou koninkryk ondersoek vandag. Is daar onkruidbossies wat uitgetrek word vanoggend? Kom ons gee vandag vir Jesus die sleutels van sy troonkamer wat hy verdien. Because if he's not Lord of all, he's not Lord at all. Jesus, as ek kan sit vanoggend, Here. Dankie dat ons net die teenwoordigheid kan wees vanoggend, Vader. Vader, ek bid sommer net, soos nou by U sit, Vader, bid ek dat U vir iedereen elkeen van ons wys van die onkruid wat uitgetrek word vanoggend, Here. Lord, because we want to be kingdom citizens, Lord. We want to live kingdom, Father. Father, we want to be an example of your kingdom, Lord. We want to live in righteousness, love, and joy in the Holy Spirit, Lord. Thank you, Father. Dank U, Jesus. Terwyl ons net so stil is en jou oë sommer gesluit is, sien net sommer soos, en ek wil spruikse operasie gebruik as 'n voorbeeld, wat die Here nou vir my wys is, daai operasie wat hy gedoen het om daai sag, daai kussentjies reg te maak, is hier vandag mense wat se harte gaan reggemaak word. Die Here gaan vir jou open heart surgery gee vandag. Hy gaan onkruid uittrek vandag, en jy gaan vol vry van pyn wees. Soos Isak vir baie jare met daai pyn geloop het, en gesukkel het om partykeer te werk, en die Here hom nou kom aanraak, en goeie dogters op sy pad gesit, deur baie gebed, en hy kan sonder pyn lewe, en sy geneesingsproses is besig om plaas te vind, en dieselfde is in iemand sy hart vandag, wat deur daai selfde proses is besig om te gaan, en voel, ek kan nie meer nie, ek gee op, Here, U se koninkryk is net my te veel, ek wil vir U sê, byt vas vandag, byt vas saam. God is busy moving. He wants to heal. He wants to restore. Ja, dankie.
Dankie Jesus. Dankie Koning Jesus. Holy Spirit, just come and minister to us now. In this moment. It's all about you, Jesus. It's all about you. As iemand wat dalk 'n getuienis wil deel vanoggend, op sy hart vir my wil graag 'n getuienis deel. Jesus. Ja, Vader, soos ons net afsluit, Vader, wil ek net kom vra, Vader. Excuse, vir ons afsluit, ek wil net weet, is daar iemand wat gebed nodig het? Wat voel ons kan nou vir hulle bid? Wat voel hulle omkyk uittrek vandag en sê, Here, hier sit ek nie. Is die nuwe grond in my? Sit die nuwe, sit U se koninkryk binne my. Ek soek meer van U, minder van myself. Is daar enigiemand wat gebed nodig het vanoggend? Na die tyd sal ons ook saam met julle bid. Asseblief kom na ons dat ons saam met julle bid, want hierdie woord is regtig iets wat op my hart kom stuur laasweek en ek wil die julle moet ook in die brand word vir Jesus. Nou Here, soos ons dan net die woord afsluit vandag, Here, bid ek dat U sal seën, Here. Seën ieder en elkeen wat hier is vandag, Vader. En die wat ook nie is met op die paai dalk is, Here, dat U met hulle sal wees, dat hulle sal veilig ry. Lord, and I want to come today, Lord, I want to say, let your kingdom come. Let your will be done in my life, Lord. Here I am, Lord, start with me. Lord, and I pray that this will be a ripple effect in our congregation, Lord. That we will stand up and say, Lord, let your will be done in my life and not mine. Let your kingdom come, as in heaven as on earth. Thank you, Father. Thank you, Jesus, that we can just say that we love you. And Father, as we just afterwards can enjoy some coffee together, Lord, as a family, I pray that you also bless that, Lord. Thank you, Father, for who you are, Lord. Father, thank you that we will not speak any more negativity over Fixbird, Lord. And that we will break down Fixbird, but that we will build up Fixbird, Lord, with our words. Lord, thank you. I want to give you honor today, Lord, for Bloom Street, Lord. Thank you that you are doing something miraculously in Fixbird, Lord. Thank you that you are fixing a road that's been damaged for many years, Lord. And Lord, after many prayers, you've answered our prayers, Lord. And that's just the beginning of Fixbird, Lord. That's the beginning of the restoration of Fixbird, Lord. Thank you that our infrastructure will be good again, Lord. Thank you for the new shops that we can see is opening in Fixbird, Lord. Thank you that our financial growth will run like a pushing fire through Fixbird, Lord. And that the word will go out there, Father, into the world, into South Africa, that Fixbird is known as a town that loves God. And that's my prayer this morning, Lord, that we will be kingdom citizens, that we will live God wherever we go, that we'll be the ambassadors of Jesus Christ. In the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê. Gaan wees 'n ambassadeur vandag. Daar waar jy is van vandag, wees 'n ambassadeur vir Christus. En gemaak 'n verskil in iemand se lewe. Maak vir jou skatte in mekaar. In die hemel, nie op aarde nie. En maar dan ons lekker koffie drink. En as enigiemand gebed nodig het, asseblief praat met ons. Ons sal gekos as een vir julle te bid. Dankie julle, geseënde week.